you could only hear His voice, you would hear the Lord rejoice, rejoicing over you with singing. Goeiedag, Kruiskyk kykers, familie, vriende by die huis. Ek is baie bly om terug te wees hier op jou gunsteling program, The Heart of God, met my, Vian, en saam met my is Tannie Martha Maritz weer terug. Groet ons kykers, Tannie. Ek groet julle hartlik in die naam van Jesus. Lekker om verder te kan gesels. Amen. Kom ons open hierdie program op 'n gepaste manier, Tannie, en ons vra die Here se seën toe. Sal Tannie vir ons open met 'n gebed? Net 'n voorreg. Vader, in Jesus naam, dankie Here my God dat ons weer die tyd hier rondom die woord kan kom uitkoop. Vader, ons gaan nou 'n ernstige saak aanvat in U koninkryk. En Here, ons besef ons is mens, U is God. En daarom sê ek vir U baie dankie vir Heilige Gees, wat vir ons beskerm, wat vir ons die wysheid gee en die onderskeiding gee, Here, om hierdie gesprek liefdevol, maar met erns te kan aanvat. Seën ons luisteraars, seën die kykers, Here, en spreek tot hulle harte, Gees van God. In Jesus naam, amen. Amen en amen. Tannie, ek het genoem in ons vorige program verlede week dat ons so 'n bietjie gaan gesels oor geestelike oorlogvoering, en wil Tannie vir ons kykers en vir my ook vertel, wat is die oorsprong daarvan, waar kry hy sy oorspronge, en wat is hierdie realm waarna ons verwys? Ja. Eerstens, Vian, die geestelike realm is baie meer werklik as die natuurlike een. Ja. Baie meer werklik. Die geestelike realm beweeg in 'n realm van onbeperktheid. Ek en jy, as ons twee nou na daai koffie toonbank toe wil stap, die kykers weet nie, daar's 'n koffiewinkel daar agter ons, moet ek en jy ons bene gebruik en ons stap, en dit gaan vir ons 'n paar sekondes neem. Geestelike realm, dis wat ek bedoel. Hy is nou daar. Hy is onmiddellik. Die geestelike realm slaap nooit nie. Hy slaap nie. Ja. Gees kan nie slaap nie. Jou gees kan nie slaap nie. Jou lyf moet slaap, ja. Jou gees bly aktief deur drome, visioene. Pragtig. So, nou is ons in die tuin, ons oervader, oermoeder, ons kom almal uit hulle twee uit. Ja. So hulle twee is in die tuin en hulle beweeg in die realm van onbeperktheid. Daar is die beperking nie. Die Here kom in daai realm, in daai tuin in, en hulle moet 'n aandwyntjie, en hier sit hulle fellowship met hom, en hy leer vir hulle, en dan beweeg hulle weer. Hulle het in die tuin voor die sondeval in die realm beweeg. Jy moet iets verstaan, dit is enorm, dit is vir my net so mooi, dit is vir my so beautiful, dat ons, die mens, is die enigste skepping wat in beide realms kan beweeg. Wow. Die mens is die enigste, dis hoekom hy is die kroon van sy skepping. Ons is die kroon van sy skepping, wat in die gees kan beweeg en in die natural kan beweeg, die natuurlike realm kan beweeg. Wat 'n voorreg. Nou, jy het dit aangeraak in met ons vorige gesprek, daai realm het God se realm het vir ons versluier geraak. En 'n ander realm wat nie oop was nie, het oopgegaan. En dit is die realm van duisternis. Daardie realm het geen toegang tot die mens gehad in die tuin, alvorens God dit nie toegelaat het nie. Ek dink een van die dinge wat ons graag so wil hê, ons wil hê dat die vyand het daar op 'n sneaky manier ingekom en vir Eva een kant gekry en gesê, het God gesê, en jy mag nie dit nie, en jy sal nie sterf nie. Ons wil hê, hy moet dit sneaky gedoen het. Hy was toegelaat om dit te doen. Ja. Hy het nie ingesneek nie. God is die soewereine God. God gee toestemming vir alles. Ja. God gee selfs vir toestemming vir Satan. Nee, maar Martha, nee, wag, wow, waar staan daar in die boek? Ons hoef letterlik net te gaan lees, wat het met Job gebeur? Ja. Wat die Here God vir Satan gesê het, wat Satan vir God gesê het, maar haal 'n bietjie net nou hy beskerming 'n bietjie om Job weg,
en kyk hoe sal hy jou vervloek. Raak 'n bietjie aan sy goedjies en kyk wat gaan gebeur. En God het toestemming gegee. Ja. Kan ek net gou 'n aanmoediging gee op hierdie punt. Ja. Dit waardeur jy gaan is nie vir God ewe skielike verrassing nie. Ja. Ek konfronteer jou met 'n vraag. Wat van as die Here nou hierdie stryd toegelaat het? Wat van? Maar dan sê ek vir jou, staan daar nie ook geskrywe dat ek sal nie versoek word bokant my vermoë nie? Weet julle, kykers, ek was in 'n huwelik gewees wat verskriklik gewelddadig was. Hy was baie gewelddadig. En as 'n baba Christen man, ek was nog in Heilige Gees se armpies. Ek was pasgebore gewees. Ek was 33 jaar oud. Ek was pasgebore gewees, ek het nog gelê in Heilige Gees se arms. Ek het nog nie, toe ek tot bekering kom, het ek nie geglo daar's 'n duiwel nie. Alhoewel ek in sy domein gespeel het, is hy slim genoeg om vir my te laat verstaan, jy is nie nou waar ek is nie, en hier waar ek jou nou bind, en hier waar ek nou bietjie met jou lewe mors, is nie ek nie. It's all you. It's all you. Het ek baie na die tyd, op hindsight, na die tyd gedink, Here, dat jy werklik gedink het dat ek dit sal kan oorleef. Ja. To purify my heart, the Lord allowed heavy battles in my life. So, wat van, as dit waardeur jy gaan, die Here jou vertrou, dat jy as 'n oorwinnaar aan die ander kant gaan uitkom. Ek sê, baie van mense, luister, Jesus het nie gekom om vir survivors te sterf nie. Ja. Ons is nie survivors van die lewe nie, ons is overcomers. We are overcomers, ja. Dis letterlik God se woordeskat vir ons. Niemand van ons moet net survive nie. Ek survive my finansiële situasie. Ek oorleef net my huwelik. Ek oorleef net hierdie kind wat nie na die Here toe wil kom nie. You're an overcomer. Jy oorkom. Jy is 'n oorwinnaar. Here, dat ons nou net fokus. So in Revelation, in Openbaringe, spreek Jesus daai 7 kerke aan. Wian gaan sit 'n bietjie met daai skrifte. Luisteraars gaan sit met daai skrifte. En elkeen van hulle sê Jesus, maar as jy oorkom, dit en dit. Jy moet oorkom. Ja. Ons is absoluut oorwinnaars in hierdie geveg. Ja. My vraag ook vir die kykers is geestelike oorlogvoering skielik 'n Nuwe Testament ding? Is dit die eerste keer wat mense geestelike oorlogvoering doen? Nope. Ja. Nope. Hierdie oorlog het God verklaar al in Genesis. In Genesis 3 vers 15 verklaar die Here oorlog en hy profeteer 'n hele amper 4000 jaar vorentoe. Profeteer en hy sê, ek gaan kom en ek gaan daai vyand se kop onder my voet vertrap. Kyk wat sê die Here in die boek van Deuteronomium 28, nee? Ek gee aan jou seëninge en strawe, blessings, cursings, choose. Jy het die mag om te kies dit wat jy wil voed in jou lewe, wat sal plek vat, wat sal domineer in jou lewe. So, blessings en cursings, baie mense dink dan nie, om nou so te gesels, dat die Nuwe Testament het die Ou Testament tot niet kom maak. Ja. Maar Jesus het gesê, ek kom om hierdie ou wet te vervul in jou lewe, tot Amen. vervulling te bring. Jy kan nie daardie boek weggooi nie, en sê, ag, die Nuwe Testament oorskry alles nie. Ja. Die goed is nog steeds 'n werklikheid. Dit is hoekom Paulus dit skryf aan die gemeente in Efesiërs 6, dat dit is die maatstaf hoe jy oorlog gaan voer. Ja. Want jy gaan nie jou broer beklei in Christus net met jou hande en jou vuiste, wat ook al nie. Jy gaan bid vir hom. Ja. Die Here het gesê, bid vir jou vyande. Ja. Bid sodat jy kan oorkom, we are overcomers, soos Tannie gesê Ja, het. ons moet nie net oorleef nie. Ek het nou nie hierdie stukkie voorberei nie, maar dan kom Jesus, en om ons, ek het vir jou genoem, dat hierdie oorlog kon ons nie wen nie. Ons kan hom nie wen nie, Ja. want ons is
onder die gesag van die God van die wêreld. So hoe wil jy hom gaan wen? Jesus moes hom kom wen, sodat sy offspring, is jy 'n offspring van Jesus? Amen. Beslis. Ons is wat is offspring in Afrikaans? Ons is nasate, wat is ons van ons kom uit hom uit, ons is sy kinders. Ja, Kom ons praat ja. om Afrikaans, ons is sy kinders. Ja. Hy het dit oorwin, sodat al sy kinders, so nou kan die vyand vra, nou in wie se naam kom jy? In wie se naam kom jy, en jy wil jou huwelik uit my hand uit kom vat? In wie se naam kom jy om armoede uit wie? In die naam van Jesus Christus. Ja. Want hy het dit oorwin. Dit is wat dit beteken om te sê, maar Jesus het klaar oorwin. Dis hoekom ek het sy naam, as sy ambassadeur, as sy getuienis, as sy kind, om te kan sê in die naam van Jesus Christus, jy is verslaan. Hierdie wapen wat jy hier by mekaar gesit het, om my huwelik, of my kind, of my finansies, of wat ook al, my gesondheid, my wat kom skit. Om het in eenvoudigheid te sê is dat Jesus het Golgotha toe gegaan om daardie oorwinning te kan behaal vir ons. Amen. En om deel te hê as kind van hom aan daardie oorwinning, moet ons kruis optel en hom volg in hierdie lewe. Sodat ons kan deel hê, ons is deelgenote en ons is erfgename vir dit wat Christus alreeds behartig het vir ons in die geestelike realm. En hierdie geestelikheid wil ek vir jou sê dat jy kan dit oorkom. Daar's baie mense wat lewe asof dit nie bestaan nie. Generasiekursus tot in die 4de geslag praat die Bybel ook van, en Tannie gaan daaraan ook vir ons raak vandag. En jy het die geleentheid om daardie vloek en daardie bloedlyn te stop. Ja. Is ek reg, Tannie? Jy is 100% reg. Nou raak jy net aan 'n realm, of aan 'n, Here, ek het nou nie die regte woord nie, van die oorlogvoering. Kyk, oorlogvoering moet jy verstaan in die gees. Moet die kykers ook verstaan in die gees. Het sy vlakke van autoriteit. Die dag as jy wedergebore word, is jy onmiddellik in die army. Jy is onmiddellik in 'n geestelike army. Of jy dit vandag wil weet of nie weet nie, you can deny it, but you cannot hide it. Jy is in 'n army gesit, want daar's 'n vyand. Ons is nog hierdie kant van die hemel. Ja. En hy is nog steeds God van die wêreld. Hy word nog steeds toestemming gegee om die onbekeerde te ruk en te plunder en te skud en te steel, dood te maak en te vernietig. Hy het nog daai gesag. Daai gesag is nog nie van hom al weggevat nie. Want dan moet jy vir my verduidelik, hoekom is daar dan nog so baie onbekeerde mense? Hoekom is daar so baie geweld? Hoekom is daar so baie bloedvergieting? Hoekom is daar egskeidings? Hoekom word kindertjies siek? Want daar's 'n deel van die vloek wat nog baie hard beklei vir die siel van die mens. Vir die siel van die mens is 'n beklei, is 'n geveg. Is 'n geveg vir die siel van die mens. Ek sê altyd vir mense, depressie en anxiety, it starts here in the mind. You have to be set right in your mind, and how do you get set right in your mind is to be set right in your spirit. And you need to let God and allow Him to come in your life and your mind to be able to transform you into His likeness, to His being, as ek het so kan stel vir jou. So, dit is hoekom Tannie het vroeër genoem, dat die geestelike realm domineer en is so groot, dat 'n mens nie besef nie. 'n Mens kyk net hier voor hom, maar daar is 'n baie diepere wêreld en 'n grotere wêreld, wat onsigbaar is vir die mens, want die Bybel sê dit, Tannie, van stof is ons gemaak en van stof sal ons terugkeer. Maar wat sê die Bybel? Die Gees leef vir ewig voort, met Christus of sonder Christus. So dit is belangrik dat jy bewus word van hierdie realm, maar ons gesels met jou oor hierdie tema, want ons wil hê jy moet vrykom en jy moet Christus kan dien met oorgawe, en want hy het 'n betere toekoms vir jou en jy is 'n erfgenaam, en dit is hoekom jy dit kan access vandag. Want vir jou is gegee 2 sleutels. Sleutel om te bind, 'n sleutel om los te maak. Blessings and cursings, vloek. Die Here, ons God, Jesus het gesê, ek gee vir julle die sleutels van die koninkryk van die hemel. Nie sommer enige sleutel nie. Ja.
hierdie sleutels is die sleutels van die koninkryk van die hemel. Dat jy, nie ek nie, jy Martha moet nou saam met my stem. Ja. Maar hy gee vir jou die sleutel. Hierdie sleutels moet saam met my stem. Dus hoekom die Amplified sê, daai skrif verskriklik mooi. Hy sê dat wat jy op aarde moet bind, is wat alreeds in die hemel gebind is. Yes, because his word is forever settled in heaven. Oh, beautiful. Oh, my God. Wat jy losmaak, moet wees wat is los in die hemel. So ek en jy weet, ons maak los, verlossing, bevryding. Ons breek vestings af, want ons het dominion. Ons spreek dit. Die sleutels is gegee, en weet jy hoe dormant, hoe passief lê die sleutels van die koninkryk van die hemel in die kinders van die Here se lewe. Ek sê dit vroeër vir iemand, saam wie ek gekuier het, 'n vriend van my, 'n neef, Gabian, en ek sê vir hom, hierdie kar van my het 'n taxi Sondag agter in my vasgery met 'n klomp mense in. Ai. En ek sê vir hom, ek raak vir een so 'n bietjie moedeloos oor die motor. En ek sê, weet jy, hoe gaan dit regkom en hoe gaan ek die geld uit hierdie persoon kry wat sy taxi se lisensie 2 jaar terug verval het en die taxi uitmekaar uitval nie en die eienaar sit in Eastern Cape nie. En ek sê vir my, weet jy wat, ek het doelbewus besluit dat ek spreek seëninge uit oor hierdie motor. Ek sê vir hom, ek spreek doelbewus seëninge oor my eie lewe uit. Ek sê vir hom, alles gaan nie altyd klop tussen boom nie, maar ons kies om seëninge los te maak en nie strawe nie, oor onsself te spreek nie. Soos net om aan te sê wat Tannie sê, blessings en cursings, ek spreek lewe, jy spreek met jou mond lewe uit. En jy curse ook met dieselfde mond, curse jy iemand. Ja, ek wil gou raak aan iets. Ja. Of ek wil aansluit by wat by jou gebeur het. Ja. Een van die dinge wat vyand nie wil hê ons moet doen nie. Een was baie wat hy nie wil hê ons moet doen. Maar een van die dinge waarop hy van hou om 'n vesting of soos ons in Engels sê 'n stronghold, 'n geestelike stronghold te bou, is met onvergewensgesindheid. Want wat doen dit om te vergewe? Dit bring genesing. Amen. Dit bring genesing en dit is genade. Dit is genade, ja. Want die vyand wil nie hê ons moet eers in die riem van God se genade wees nie. Hy's 'n leenaar. Hy's 'n leenaar. So hy hou die kinders van die Here weg om te sê, Here, ek kies anders. Ek gaan hierdie man nie vervloek nie. Ek gaan nie vir hom kwaad wees nie. Ek gaan seën spreek. Wow. Maar as jy nou daar weggedraai het, Wian, en jy het gesê A, B, C, D, E tot F gebeur met jou. Woord van die Here leer vir ons. Wanneer jy kwaad is, moet jy nie sondig nie. Want dit gee 'n foothold, dit gee vir die vyand 'n inkomplek. 'n inkomplek, hou vas op jou lewe, met ander woorde. As jy nou in jou anger gesondig het. Ja. Dankie God, ek het nie. Ek het gevoel ek kan die man. Dis die gees van die Here. Weet jy nie wat? Ek kom aangestap en ek voel ek kan hom uitruk uit daardie taxi uit. Ek is in my kerkklere, ek kom uit die kerk uit. En my vrou en my dogter is in die kar ook. En daar kom net so met eens 'n kalmte oor my. En ek sê dankie Jesus. En ek is so kalm. Ek is so kalm. Soos 'n komkommer. Ag, pragtig. Ja, maar dit is 'n werklikheid waaroor ons gesels kykers by die huis en ons gesels met jou skrif, alles kom met hierdie Bybel uit. Gaan lees Deuteronomium 28 by die huis. Jy sal sien blessings en cursings, hy gee aan jou die mag en hy gee aan jou hierdie openbaring. Selfs Efesiërs 6 gee hy vir jou die volle wapenrusting. En waarvan Tannie vroeër gepraat het oor die duisternis was aan die begin daar. Die Bybel praat van in Genesis, in darkness was covering the earth. And God came and he brought light. Ja. En so kan jy sien dat donkerte was van die begin af daar gewees. En hy sê, laat daar lig wees. Yes, laat daar lig wees.
Wian, ek wil net gaan iets raak, net gou. Ek weet, die Ons kameraman gaan het net al gesê, 10 minute, en ek dink, Martha, jy moet rem trap. Paulus sê vir Timotheus hierdie waarheid, en dit was 'n groot ontdekking vir my, met geestelike oorlogvoering. Hy sê vir hom, Timotheus, hy was baie lief vir Timotheus, jy moet hierdie lewe beklei, en ek vertaal vrylik, maar gaan lees hom in 2 Timotheus 2 vers 3 tot 4, sê hy, jy is 'n eerste klas soldaat, tree op soos een. Hy het gesê, jy's nou kind van die Here, en jy gaan nou gered al die verlorenes, en gaan lê in dit nie, jy's 'n eerste klas soldaat. Toe ek dit lees, toe breek Matteus 28, Jesus se opdrag aan ons, en Markus 16, wat hy sê, gaan evangeliseer, lê hande op die siekes, maak die dooies, laat hulle opstaan, doop in my naam, en ek is by hierdie boodskap, 'n soldaat doen daai. Yes. Nie 'n Mickey Mouse nie, 'n soldaat sê, ek stap in hierdie duisternis van hierdie wêreld, as die lig van God, dan ontdek jy wat dit is om die lig van die Here te wees, dan ontdek jy wat dit is om sout van die aarde te wees. Amen. Gaan word 'n soldaat. Amen. Jou lewe sal verander. Christus gee, after all, he gives us the power amen. to reign as amen. well. Yes. So baie dankie dat jy gekyk het, Tannie. Ek wil vir u vra om 'n paar laaste woorde van bemoediging te spreek op 'n volgende geleentheid, Tannie, wat ek glo ons gaan weer 2 programme doen, en ons gaan gereeld programme doen, as die Here se wil daarby is, gaan ons mense toerus, en ons gaan op 'n volgende geleentheid vertel hoe en verduidelik hoe jy hierdie geestelike oorlogvoering kan verder vat en kan oorwin en oorkom in jou eie lewe, en ons gaan hierdie volle wapenrusting vir jou aantrek. Is ek reg, Tannie? Amen. Ook nie, die wapenrusting, hoor jy sal moet die regtig remme kry. Daai kameraman sal met dromme en tamboeryne kry en sê, stop Tannie Martha, maar ek wil die kykers aanmoedig. Ja. Jesus het gekom om 3 dinge te doen, wat die woord vir my wys wat dit is. Hy het gekom en hy die sonde oorwin, hy het rebellie kom oorwin, in my en jou, sonde. Sonde is rebellie teen God. Hy het gekom om die dood, die ewige dood, die geestelike dood, jy het net so vlugtig aangeraak, en vir ons ewige lewe te kom gee. Die wat aan hom glo, die wat aan die Seun van God glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe beerf. En dat hy nog iets kom doen, en dit is wat die kerk ongelukkig nie bekend maak nie. Want hulle is bang vir die geestelike riem, daar's niks om oor bang te wees nie. Want Jesus het mos nou die oorlog gewen, sodat ek en jy hom kan wen. En dit is wat 1 Johannes 3 vers 8 sê. He came to destroy the works of the devil. Came to destroy it, yes. Hy het dit destroy, maar jy kind moet met die sleutels saam stem. Kind van God stem saam met die sleutels, met die hemel, en dit sal so op aarde wees. Moenie dat die vyand jou uitvat nie. Moenie dat hy jou uitvat nie. Jesus het gekom om 'n lewe in oorvloed te gee. En dit het nie net met jou bankrekening te doen nie. Met jou as mens om ten spyte van die storm te kan sê, ek staan op 'n rots. Ja. Ek staan nie op sand gebou nie. Ja. Want weet jy wat? Ek gaan nou sonder kommas en punte praat. Die huis wat die Here aanspreek. As jy daai gelykenis gaan lees, dit gebeur presies dieselfde met al twee die huise. Die huis op sand en die huis op die rots kry presies dieselfde aanslag. Presies. Maar wat die een bly staan. Die huis op die rots. Bou op Jesus. Dankie. Dankie vir daardie bemoediging, Tannie. Kruiskyk kykers en familie, kom ek bid vir jou. En daar waar jy is, ek vra die Here is hy almag om in te tree hier in jou lewe en in my lewe en in Tannie Marits. Vader in die hemel, dankie Here vir die geleentheid, Here, om u naam te kan verheerlik, Vader. Yes, Lord, Here, dit is so belangrik in die dae wat ons lewe om opgevoed te raak, Here, om ingelig te word, Vader, en om te bekragtig word in hierdie geestelike stryd, Here. My God, dankie dat u al reeds vir ons oorwinning behaal het, Vader. Help ons ook om met hierdie sleutels die lewe van die lig in te gaan, Here. Dankie my God vir seëninge oor ons lewens, Vader. Dankie dat u in beheer is, Vader, en help ons om u te kan dien in gees
en in waarheid, Vader. Jesus. Here, ek kom bid, my God, dat U die werk van Satan sal bind oor my familie en my elke kyker by die huis, Vader. Ek kom bind dat U die mag, Here, van duisternis oor 'n kind se lewe sal bind, Vader. Ek kom bid, my God, vir die vrylating van gevangenes in die geestelike realm, Vader. En ek kom vra dit in Jesus se naam. Seën ons kykers, Here Jesus, tot 'n volgende keer wanneer ons weer sal ontmoet. In Jesus se naam. Amen. Amen. Halleluja, Here. Kruiskyk kykers, familie, vriende by die huis, dankie dat jy gekyk het na jou gunsteling program The Heart of God met my, Vian Hearn, en saam met my groet Tannie Martha Maritz vir jou. Tot 'n volgende keer. Tot 'n volgende keer. Liefde. Totsiens. He will rejoice over you. He will rejoice over you. If you could only hear His voice, you would hear the Lord rejoice, rejoicing over you with singing.